Jy sal maak dat ek my 2 oë uit my kop uithuil, sê iemand die week vir my op WhatsApp. Hy het toe sopas hierdie boek klaar gelees. Kom ek lees vir jou 'n stukkie. Gustav hou skielik op praat. Iets is nie reg nie. Iets. In die verte hoor hy 'n klomp honde blaf. Dis nie 'n gewone blaf nie. Dit klink amper paniekerig. 'n Blaffende chunk. Die voëls gaan ook te kere. Is dit dieselfde klomp wat hy vroeër vandag in die boom gesien het? Dalk is daar 'n kat naby. Maar hoekom is hulle so verskrik? Die honde ook. Whatever, maak Gustav het af en draai sy kop terug na die graad 10 laaitie voor hom. Hy lê nog net so teen die bank, maar lig sy hande na sy gesig toe Gustav hom weer aangluur. Waar was ons nou weer? Vra Gustav. O ja, weer is daar 'n onderbreking. Weer is dit die voëls en die buurtse honde, maar hierdie keer raak hulle stil. Onheilspellend stil. Gustav kyk na Ankia, frons. Sy haal haar skouers op. Lebo se oë draai ook na die venster toe. Hulle luister. 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 Toe kom die rammelende stamp wat die diep stilte met eens oorverdowend maak. Dis asof 'n reuse hand op die skool neerkom en dit skud. Iewers bars motoralarms gelyk los. Die skelklank kerf die lugflenters en vul dit met vrees. Stemme klink op, baie stemme. Onder Gustav hulle rol die aarde. Dit stamp weer, kragtiger as die eerste keer. Aardbewing, skree Ankia. Lebo is op sy voete. Sy tas is nog op sy rug. Hy skud sy kop asof hy nie helder kan dink nie. Ankia strompel verby die meubels en bokse tot by die klas se deur. Sy pluk die handvatsel, die deur beweeg nie. Gustav, skree sy. Gustav kom help. Hy gooi sy hele gewig in om die deur oop te kry. Steeds beweeg dit nie, asof die kusyn die deur vasklem. Oral in die skool klink gille op, oor en oor. Kinders hardloop op die stoepe uit, skreef hulle pelle. Kom uit die klasse, kom! Nee, nie soontoe nie, die rugbyveld. Juffrou, juffrou! Steeds loei die alarms. Onder Gustav hulle rol en raas die aarde aan mekaar. Ons moet uitkom, skree Lebo. Hy help Gustav met die deur, dit sit steeds vas. Ankia is by die groot vensters. Verskrik staar sy na die diewering. Toe gryp sy dit vas, blik daaraan. Nee, 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 gil sy. Kom weg daar, Ankia, roep Gustav. As daai glas breek, sny dit jou. By die klasse in die oorkantse blok struikel en val kinders op die stoepe. Hulle strompel oor tasse wat oral neergesmyt lê, 'n netbalbal, waterbottels, 'n asblik wat heen en weer geskop word soos hulle na veiligheid vlug. Bly kalm, beveel 'n onderwyseres wat bang aan 'n stoepreëling klou. Moenie hardloop nie, loop, 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 luister julle. Help daai meisie, skree een van die menere. Ouens, help haar. Meneer, ons kan nie uitkom nie, meneer, skree Ankia vir die onderwyser. Lebo ook, maar as almal skree, kan jy maar net sowel stil bly. Steeds skud die aarde. Elke slag en stamp is erger as die vorige een. Bo Gustav hulle kraak die betonplafon. Die gebou breek, roep hy paniekerig. Nee, ons moet uit, Gustav, doen iets, gil Ankia. Nog 'n kraak, diep en onheilspellend. Dit loop teen die muur af, tussen die bakstene deur. Stene spat met eens uit die muur. Gustav se asem ruk. Hy probeer 'n plan maak, maar net een sin maal oor en oor deur sy kop. Ons moet uitkom, ons moet uitkom, ons moet uitkom.